1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Rapunzel. Daar was eenmal 'n man en 'n vrou wat 'n lang tyd al te vergeefs verlang het na 'n kind. Eindelik het die vrou begin hoop dat die liewe Here haar wens sou vervul. Die mense het agter in hulle huis 'n klein venstertjie gehad waaruit 'n mens kon kyk op 'n pragtige tuin wat vol van die mooiste blomme en kruie gestaan het. Maar daar was 'n hoë muur rondom en niemand het dit gewaag om daarin te gaan nie, want die tuin het behoort aan 'n towerheks wat groot mag gehad het en vir wie die hele wêreld bang was. Eendag staan die vrou by die venster en kyk af in die tuin. Toe sien sy 'n bedding wat vol geplant was met die mooiste raponsies. En dit het so fris en groen gelyk dat sy lus kry en die grootste verlange voel om van die raponsie te eet. Die verlange het elke dag groter en groter geword. En omdat sy geweet het dat sy nie een van hulle kon kry nie, het sy heeltemal agteruit gegaan en bleek en miserabel begin lyk. Toe skrik die man en vra: "Wat maak, liewe vrou?" "Ag," antwoord sy, "as ek nie van die raponsie agter ons huis kan kry om te eet nie, sterf ek." Die man wat haar liefgehad het, dacht toe: "Voor ek my liewe vrou laat sterwe, gaan haal ek eerder vir haar van die raponsie, al kos dit ook wat." In die aandskemering het hy dus oor die muur geklim en in die towerheks se tuin in haastig 'n handvol raponsie gegryp en hulle vir sy vrou gebring. Sy het dadelik vir haar 'n slaai gemaak daarvan en dit gulsig opgeëet. Maar dit het vir haar so lekker gesmaak dat sy die volgende dag 3 maal so lus was. Om haar tot rus te bring, sou die man weer 'n keer in die tuin moes klim. Hy het weer in die aandskemer gegaan, maar nadat hy teen die muur afgeklim het, het hy geweldig geskrik, want hy sien die towerheks voor hom staan. "Hoe kan jy dit waag?" sê sy terwyl sy woedend na hom kyk, "om in my tuin in te klim en soos 'n dief my raponsie te steel? Dit sal jou suur bekom." "Ag," antwoord hy, "wees tog genadig in plaas van regverdig. Ek het net uit nood besluit om dit te doen. My vrou het die raponsie deur die venster gesien en sy is so lus daarvoor dat sy sou sterf as sy nie van hulle kon kry om te eet nie." Toe het die towerheks opgehou om kwaad te wees en vir hom gesê: "As die saak so staan soos jy sê, dan sal ek jou toelaat om net soveel raponsie saam te neem as jy wil, op een voorwaarde. Jy moet vir my die kind gee wat jou vrou in die wêreld gaan bring. Dit sal met die kind goed gaan en ek sal vir hom sorg, soos 'n moeder." Die man was so bang dat hy sommer op alles ja gesê het, en toe die tyd van die geboorte kom, het die towerheks dadelik verskyn. Die kind die naam van Rapunzel gegee en haar weggeneem saam met haar. Rapunzel het die mooiste kind onder die son geword. En toe sy 12 jaar oud was, het die towerheks haar toegesluit in 'n toring in die bos, wat geen trap of deur gehad het nie. Net 'n klein venstertjie heel bo. As die towerheks wou inkom, het sy onder gaan staan en geroep: "Rapunzel, Rapunzel, laat sak jou hare vir my." Rapunzel het pragtige lang hare gehad, fyn soos gespinde goud. As sy nou die stem van die towerheks hoor, het sy haar vlegsels losgemaak, hulle bo om 'n vensterbank gedraai en dan val die hare 20 el ver af en die towerheks klim teen hulle op. Na 'n paar jaar het dit gebeur dat die koning se seun deur die bos ry en by die toring verbykom. Toe hoor hy 'n lied wat so lieflik is dat hy sy perd inhou en luister.
Dit was Rapunzel wat in haar eensaamheid vir tydverdryf haar soet stem laat weer klink het. Die koningsseun wou na haar toe opklim en soek toe die deur, maar daar was glad nie een om te vind nie. Hy het huis toe gery, maar die lied het sy hart so diep geraak, dat hy elke dag in die bos ingery het om te gaan luister. Toe hy eenmaal so agter 'n boom staan, sien hy hoe 'n towerheks aankom en hoor hoe sy boontoe roep: Rapunzel, Rapunzel, laat sak jou hare. Toe laat Rapunzel haar vlegsel sak en die towerheks klim op na haar toe. As dit die leer is waarmee 'n mens boontoe kan klim, dan sal ek ook 'n slag my geluk probeer. En die volgende dag, toe dit begin donker word, gaan hy na die toring en roep: Rapunzel, Rapunzel, laat sak jou hare. Dadelik het die hare na benede geval en die koningsseun het opgeklim. Eers het Rapunzel groot geskrik toe 'n man daarin kom, maar die koning se seun het baie vriendelik met haar begin praat en haar vertel hoe sy hart so diep geraak was deur haar lied, dat dit hom nie met rus gelaat het nie, en hy haarself moes sien. Toe verloor Rapunzel haar vrees, en toe hy haar vra of sy vir haar man sal neem, en sy sien dat hy jonk en mooi is, dag sy, hy sal my liewer hê as ou tannie Gotel. En sy sê, ek wil graag met jou saamgaan, maar ek weet nie hoe om af te kom nie. Bring elke keer as jy kom 'n string sy saam. Daaruit sal ek 'n leer vleg, en as dit klaar is, klim ek af, en jy neem my saam op jou perd. Hulle het afgespreek dat hy tot dan toe al aande na haar sou kom, want bedags het die ou vrou gekom. Die towerheks het ook niks daarvan agtergekom nie, totdat Rapunzel op 'n dag vir haar begin vra: Sê my tog, tannie Gotel, hoekom is dit dat jy vir my baie swaarder word om op te trek as die jong prins? Ag, jou onbruikbare kind, roep die towerheks. Wat moet ek van jou hoor? Ek dacht ek het jou van die wêreld afgeskei, en jy het my tog bedrieg. En in haar woede gryp sy Rapunzel se pragtige hare, draai hulle 'n paar maal om haar linkerhand, kry 'n skerbeet met die regterhand en rits rats is hulle af. En die pragtige vlegsels lê op die grond. En sy was so onbarmhartig, dat sy die arme Rapunzel na 'n woestyn geneem het, waar sy in 'n groot smart en ellende moes leef. Dieselfde dag nog waarop sy Rapunzel verstoot het die towerheks in die aand die afgesnyde vlegsels bo aan die vensterrak vasgemaak. En toe die prins kom en roep, Rapunzel, Rapunzel, laat sak jou hare, het sy die hare laat afsak. Die koningsseun het opgeklim, maar bo het hy in plaas van sy liefste Rapunzel die towerheks gekry, wat hom boos en giftig aankyk. Aha, roep sy spottend. Jy wil jou liefste vrou kom haal, maar die mooi voeltjie sit nie meer in die nes en sing nie meer nie. Die kat het haar weggedra en sal jou oë nog uitkrap. Vir jou is Rapunzel verlore. Jy sal haar nooit weer sien nie. Die prins was buite homself van hartseer en in sy wanhoop het hy by die toring afgespring. Hy het daarom met sy lewe daarvan afgekom, maar die dorings waaraan hy geval het in sy oë gesteek. Toe het hy blind in die bos rondgedwaal, niks anders geëet as wortels en bessies en niks anders gedoen as treur en huil oor die verlies van sy liewe vrou nie. So het hy 'n paar jaar in die ellende rondgeswerf en eindelik in die woestyn gekom, waar Rapunzel met die tweeling wat sy in die wêreld gebring het, 'n seun en 'n dogtertjie, baie swaar gelewe het. Hy het haar stem gehoor en gedink, dit klink so bekend. Toe gaan hy daarheen, en toe hy nader kom, herken Rapunzel hom en sy val hom om sy nek en huil. 2 van haar trane het sy oë nat gemaak. Toe word hulle weer helder, en hy kon sien soos van tevore. Hy het haar na sy koninkryk geneem, waar hy met vreugde ontvang is, en hulle het nog lank, gelukkig en tevrede saam gelewe. Fluit, fluit, my storie is uit.